As jy naby die Here se voete is, gaan jy nooit 'n tekort hê aan enigiets nie. Amen. Glo jy my nie? Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Wat is geloof wat werk? Geloof wat werk. Het jy al ooit gedink, hoekom staan sommige gelowiges stewig vas in onmoontlike situasies? Dis asof hulle nie kan roer nie, al kom die winde teen hulle, dan staan hulle ou boontjies buig so, maar hulle bly staan. Terwyl ander, wanneer die storms kom, geskok staan, omval, wil weghardloop, wil gaan lê. Hoekom? My liewe suster, kan dit dan wees dat die verskil die grootte van hulle geloof is? Nee, dis die diepte van hulle begrip wie God regtig is. Amen. Wie is God vir jou? Het jy al ooit daaraan gedink? Dink so 'n bietjie, wie is God werklik vir jou? Weet jy wat? Geloof werk wanneer ons God se gesag verstaan. Ons moet verstaan waaroor hierdie woord van die Here gaan. Ons moet verstaan oor wie gaan hierdie woord van die Here. As ons sy gesag verstaan, ons sy grootte verstaan wie hy is en wat hy doen en waarvoor hy is, sal ons 'n beter begrip hê van wat geloof eintlik is. Psalm 47 vers 2 sê, want die Here, die Hoogste, is geweldig. Hy is 'n groot koning waar oor die hele aarde. Dis kom ons met opregtheid kan sê, hy is koning van die konings. Amen. Daar is niemand soos hy nie. Hy is volmaak, hy is wonderlik. Aan hom behoort alles op hierdie aarde, want hy het dit geskep met een woord. Halleluja. Dis die grote God wat ons dien. En ons moet na sy troon kyk. Wanneer ons in probleme of dinge kom, of omstandighede ons omhels, moet ons na die grootheid van God kyk en besef wie sit agter ons geloof. Want jy sien, geloof, my liewe suster, is nie maar net om positiewe denke te hê nie. Geloof is nie net om jou uit jou gemors uit te dink nie. Geloof is nie om die werklikheid te ontken nie. Ag pastoor, moenie waar die dinge sal regkom nie. Geloof is om 'n hoër werklikheid te sien en te erken. Om die troon van God bo elke aardse omstandighede raak te sien. En wanneer jy God se gesag verstaan, dan begin die vrees wat jy in jou lewe het, begin die probleme wat jy in jou lewe het, hulle plek in jou lewe verloor. Ja, storms gaan nog steeds kom. Stryd mag steeds kom. Doktersverslae sal steeds kom. Mense mag nog steeds jou verwerp. Mense mag jy nog steeds een kant toe skuif. Maar weet jy wat? Die hemel roep nie 'n noodvergadering uit as jy nie goed gaan met jou nie. Want God is nie verras deur hierdie dinge nie. God kan nie geklop word nie. God het nog nooit beheer verloor nie. Jy moet net verstaan dat God 'n beheer van jou lewe is, halleluja. Sy gesag is ewigdurend, halleluja. Psalm 103 vers 19 sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk regeer oor alles. Oor jou omstandighede, oor jou probleme, oor dit wat jy nie het nie, oor dit vir jou gesondheid, heers God se omstandighede, nie jou omstandighede nie. Halleluja, sy gesag hoort eers oor alles. Jy sien, geloof is om die koning voor die probleem raak te sien. Om verby die probleem te kyk en God se grootheid te sien, dis geloof. Daniël Dawid het Goliat nie verslaan omdat Dawid so sterk was nie. Die Bybel sê hy was 'n rooi kop seentjie, 'n klein seentjie. Hy het God by hom gehad, met hom. Hy het nie gesien wat Israel en Saul kon sien nie. Hulle het 'n reus gesien. Dawid het die Here van die leerskare gesien. Halleluja. Wanneer jy God se gesag verstaan, verander jou perspektief. Dan word 'n reus
'n geleentheid om te verslaan. Dan word berge 'n getuienis om te gaan oorkom. Dan word geslote deure geopen, wanneer jy God in jou situasie raak sien. Geloof werk, omdat jy ooit nie meer op die probleem gefokus is nie. Geloof werk, omdat jy die koning van die konings agter die probleem raak sien, en te sien waarvoor hy staan, om te weet waarvoor hy staan. Psalm 20 vers 7 sê, sommige vertrou op waans en sommige op perde, maar wat sê die woord van die Here? Ons vertrou op die naam van die Here, onze God, halleluja. Kan jy dit in herkenning sê vanoggend? Sê 'n bietjie, ons vertrou op God, halleluja. Een van die grootste tekens van geestelike volwassenheid is om te kan rus in die Here, halleluja. Hoekom? Omdat jy weet wie in beheer is. Die Here sê mos, wanneer jy vanaand op jou bed gaan lê en jy gaan slaap, en weet dat hy in beheer is, want hy slymer of slaap nie, halleluja, hy is altyd daar vir ons. Onthou julle, Jesus saam met die disippels op die see, wat doen die disippels? Hulle kyk na die omstandighede, hulle kyk hoe die golwe al groter word. Ek was daar, ek het gesien, dit was glad en seepglad, en dan begin die wind daar deur die berge waai, en dan begin die see al onstuimig geword. En wat doen die disippels? Hulle kyk rond en sê hulle raak paniekerig en sê alles gebeur om ons, wat gaan ek doen? Maar Jesus lê lekker in slaap. Weet jy wat hy geslaap? Hoekom het hy gerus? Want hy het geweet, sy Vader is in beheer. Halleluja. Kan jy vandag sê, my Vader is in beheer van my lewe, halleluja. Ja, die golwe, die bootjie was hard, maar sy vertroue was harder, want hy het geweet wie in beheer is, halleluja. Toe staan hy eenvoudig op, kyk na die storms om hom en hy sê, vrede, wees stil. Hoeveel keer het jy die krag en die gemag en die gesag in jou lewe om vir die storms te sê, raak stil, en dit te glo. Maar ons raak so vinnig paniekbevange. Ons lees hier, die wind het gehoorsaam, die see het gehoorsaam, want die skepping erken die gesag van sy skepper, halleluja. En sy skepper het vir ons gesê, dieselfde krag, die geselde mag wat ek het, sal ook in julle wees, halleluja. So, hoekom moet ons krepeer wanneer ellende teen ons staan? Hoekom moet ons krepeer wanneer dinge teen ons kom, wanneer die golwe teen ons slaan? Nee, ons moet opstaan en sê, vrede, wees stil. Want hoe meer jy die gesag wat die Here vir jou gegee het verstaan, hoe minder sal die angs in jou hart heers. Geloof rus in jou, omdat God regeer, halleluja. God se gesag is groter as alle duisternis. Jesus het nie met duisternis aan nie. Hy het gegaan en gesê, ag, wil jy nie maar regkom nie. Ag, probleempie wil jy nie maar oorkom nie. Nee, hy het gesag daaroor gevat. Hy het dit beveel om te gaan en dit het gegaan. Hy het nie geonderhandel met sy probleem nie. Hy het nie met siekte gestry nie. Hy het genesing gespreek. En wat hy gesê, in die naam van my Vader. So sal ons vandag sê, in die naam van Jesus, halleluja. Jesus het nie die dood gevrees nie. Hy het dit oorwin. Matteus 28 vers 18 sê, al die gesag in die hemel en die aarde is aan my gegee. En Jesus het later vir ons gesê, daai selfde gesag word aan jou gegee, halleluja. Amen. Geloof word dapper, omdat die een wat ons ken, alle gesag besit. Hebreërs 11 vers 1 sê, nou is die geloof die vaste vertroue in dinge waarop gehoop word nie. Die bewys van dinge wat nie gesien word nie. Ons sien nog nie die oorwinning nie, maar ons weet, wie is die oorwinnaar, halleluja. Baie mense verklaar en sê, hulle het geloof, maar hulle beweeg nie, hulle staan stil, hulle sit stil, en kom nie in beweging nie. Hulle bid, maar hulle gehoorsaam nooit die woord van die Here nie. Hulle glo, maar hulle neem nooit 'n tree vorentoe nie. Hulle droom, maar hulle kom nie oor tot 'n aksie nie. Want hulle is eintlik vasgevang in die omstandighede. Baie mense wag vir die perfekte situasie of die perfekte omstandighede voordat hulle sê, ja Here, ek kan, ek sal.
Toe ek 'n kind was, ons lees van 'n laerskool, ek was baie arm laerskool gewees. Ek kan, ek wil, ek sal. En dis wat God van ons vra vandag. God vra ons om een tree op 'n slag op hom te vertrou. Kyk bietjie na die lewe van Abraham. Abraham word geken as die geloof, die vader van geloof. Nie omdat hy alles geweet het nie en geweet nie. Hy het net God gehoorsaam sonder dat hy alles geweet het. En die vraag vanoggend vir my en vir jou is, het ek geloof? Nie regte vraag is eintlik, beweeg my geloof my vorentoe? Nie het ek geloof nie, beweeg my geloof my vorentoe. Hebreërs 11 vers 8, luister wat gebeur in Abraham se lewe. Uit geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam deur uit te trek na 'n plek wat hy as erfdeel sou ontvang. En hy het uitgegaan sonder om te weet waarheen hy gaan. Hier het iets gebeur, kyk die volgorde. God het geroep, Abraham het gehoorsaam. Toe het God sy belofte geopenbaar. Baie mense wil dit goed omdraai. Sê, Here, gee eers vir my die uitkomste, dan sal ek glo. Here, ek soek eers daai bietjie brood, ek soek eers daai geld, Here, ek soek eers daai weg, my nuwe werk, dan sal ek. Nee, dit werk nie in die Here se persoon nie. Hulle wil al die besonderhede hê, voor hulle die eerste tree neem. Maar wat sê Bybelse geloof? Ek hoef nie alles te weet, as die een ken wat my lei nie. Halleluja. Ek hoef nie te weet wat my dag van môre gaan inhou nie, as ek God ken nie. Halleluja. Want hy is reeds in die dag van môre. Halleluja. En hy weet wat is goed is vir my en my eie lewe. Prys sy wonderlike naam. Stel jou voor, jy gaan op 'n lang reis, jy het 'n GPS. Ja, in die begin wys dit vir jou, jy gaan hier ry, jy gaan daar ry, jy wys eerlik. Maar as jy dit aansit en hy sê vir jou, en jy moet luister na hom en sê, draai regs. 200 meters, dan draai jy regs, is dit reg? Hy sê nie vir jou, draai oor 200 meter regs, en dan 100 meter links, en dan, hy sê vir jou stukkie vir stukkie, hy gee vir jou daai gedeelte, die eerste aanwysing, en wanneer jy die aanwysing volg, dan sê hy vir jou die volgende aanwysing. Wat sê hy vir jou as jy verkeerd draai? Hy sê links draai jy reg, dan sê hy, herkalkuleer, berekening, wat sê dit? Wat sê? Ja, dis vir ons moet weet die Here. Die Here stuur nie vir ons in 'n rigting, en dan sê hy vir ons al die paadjies, draai links en draai regs en draai regs en ry af, en dan kyk jy maar wat gebeur nie. Hy vat jou, elke aanwysing hier op 'n slag. Dis wat die Here doen. Elke tree wat jy gee, bring die Here jou nader na die dinge toe, wat jy behoort te tree. Halleluja. God lei dikwels ons mense so. Hy sê nie vir jou wat die uitkoms gaan wees nie. Hy vat jou stukkie vir stukkie na dit wat gaan gebeur. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom alles wat jy doen en jy sal die regte pad laat loop. Vra vir my vrou. Ek het baie slimmer as daai GPS. En dan kom ek nie op die ding uit nie. Hier sê die woord, moenie jou eie insig te staat maak nie. Luister maar na die woord van die Here en jy sal nooit verkeerd gaan nie. Geloof gaan voort selfs ook wanneer die reis onseker is. Nie weet hulle waar hulle pad is nie. Abraham, jy moet loop. Abraham, jy moet gaan. Daar's vir jou uitkoms daarvoor. Hy het nie regtig geweet waartoe hy op pad is nie. Nou, my liefdes, geloof werk ook so. Daar's baie vrae. Dis nie afwesigheid van vrae nie. Dalk het Abraham geloop en gesê, Here, is dit seker ons loop die regte pad? Is dit die pad wat ek moet loop? Nee, hy het gesê, God, ek vertrou jou. Ondanks al die vrae wat ek in my hart het, glo ek dat hy my op die regte pad vra. Hy het nie sy bestemming geken nie, hy het God geken. Dit was die verskil in sy lewe. Die lewe, my liefdes, dit sluit dikwels vir ons onsekerhede in. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Baie keer sê ons vir onsself, moet ek nou aftree of moet ek aangaan? Moet ek my werk verander of moet ek bly waar ek nou is? Moet ek maar die operasie laat doen of moet ek maar voortsukkel? Jy sien, ons is baie onseker oor baie dinge. God praat nie daarvan om alles aan jou te verduidelik nie. Maar hy kom en hy beloof jou sy teenwoordigheid. My kind, as jy dit doen, sal ek saam met jou wees. As jy in die operasie ingaan, of wanneer jy in die operasie ingaan, is ek by jou. Ek sal jou hand vashou. Ek sal die dokter se skalpel vashou.
Jy sien, die Here se teenwoordigheid bring die verskil in ons lewens in. Ons moet hom net getrou volg en sê, ja Here, ek weet is op die regte pad. Weet jy, kind wat hulle besige straat oorsteek, hy gaan na die hy ken nie al die verkeerswette nie, hy ken nie die landswette nie, hy weet nie dat daar moet stop waar hy aankom nie. Hy vat sy pa se hand en hy stap en hy weet, papa gaan my hier deurbring, papa sal nie my in 'n gevaar bring nie. Moet ons nie baie keer so wees nie. Moet ons nie die Here baie keer vertrou, sy hand vat en sê, ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here bring my op beter plekke. Weet jy wat sê Jesaja 41 vers 10 vir ons volgend? Moenie bang wees nie. Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou. Halleluja! Is dit nie wonderlik nie? En dan gaan Hebreërs 11 vers 10 aan, want hy het gesoek na die stad wat fundament het, wie sy argitek en bouwer God is. Abraham het in tente gewoon. Jy sien, Abraham was nie geheg aan tydelike dinge nie. Hy het nie geheg geraak aan sy ou huisie daar op 'n aftreeplek nie. Hy het 'n belofte besit wat groter is as wat enigiets in hierdie wêreld is. Hy het verstaan dat die wêreld waarin ons nou is maar nie 'n tydelike plek. Hy het verstaan dat God is besig om 'n permanente plek vir hom voor te berei waar hy vir ewig gaan lewe. En dit is so hartseer dat baie mense spandeer hulle eie lewe op tydelike koninkryke. Hulle werk so dat hulle nie tyd het vir God nie. Want hulle moet nou alles hê. En hulle living up to the Joneses. Ons moet beter hê, ons moet mooier hê en alle beter dinge doen. En op die einde van die dag verloor hulle God en verloor hulle in elk geval alles. En hulle mis die realiteit van die lewe. Volgelinge van Christus leef vir die ewige koninkryk van hom. Wanneer ewigheid ons prioriteit vorm, dan word ons net rentmeesters van ons geld. Dan word ons getrou aan die sukses wat die Here ons gee. Dan is alle besittings maar net tydelik. En omstandighede waardeur ons gaan, word ons geleenthede om te kan groei. Dan word 'n stumbling block 'n stepping stone in jou lewe. Halleluja. Het jy al gedink as jy oor gaan bly in 'n hotel en jy gaan slaap in 'n motel of 'n hotel en jy kom in die kamer in, dan gaan jy nie daai kamer se meubels dra nie. Dis ek reg? Jy gaan nie nou dit alles ontwerp en alles te maak nie. Behalwe ek moet altyd alles skuif in my vrou moet hê. Maar dis wat gebeur. Ons gaan nie in 'n hotel bly en dan alles skuif en eers vir hierdie portret daar sit en hierdie goeders dit doen nie. Want ons weet ons is net tydelik daar. Ons gaan net vanaand die slaap en dan nog aan die slaap. Maar wanneer ons hier weggaan, is ek op pad iewers heen, halleluja. Na ons permanente huis is by God, nie op hierdie aarde nie. Filippense 3 vers 20 sê, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, halleluja. Geloof berei nie net vir môre voor nie, geloof berei voor vir die ewigheid, halleluja. Ek weet, my God is met my, halleluja. Abraham se lewe leer ons dat die ware geloof altyd in beweging is. Dit beweeg van gemag na roeping, van sekerheid na vertroue, van aardse prioriteite na ewige doel. Weet jy wat? God roep mense nog steeds soos hy vir Abraham geroep het, roep hy mense vandag. Maar nie almal hoor sy stem nie. Baie sal hoor en min sal gehoorsaam wees, sê die woord van die Here. Dit gaan nie uit en daar uit. Hulle hoor die Here sê, glo in my. Hulle hoor die Here sê, jou geloof is in my. Hulle hoor die Here sê, kyk na my. Maar hulle wil geen bewegingsleer doen nie. Weet jy wat is die verskil tussen 'n gewone lewe en 'n buitengewone lewe? Net daai een dapper tree van gehoorsaamheid om jou geloof in die Here te stel. Geloof beteken nie om stil te staan nie en vir tekens te vra nie. Geloof beweeg omdat God die woord gegee het, gesê het, gaan. Ek sal vir jou 'n pad maak. Ek sal vir jou 'n plek maak, sê die Here. Wanneer stap, kan ek jou vanoggend sê, wat 'n stap van geloof na God dat jy moet neem vandag? Om iemand dalk te vergewe? Dit is so moeilik.
jy die stap in geloof maak, vergewe daai persoon. Dalk moet jy die evangelie bietjie gaan deel met iemand langs jou, dat daar langs jou bly. Dalk moet jy bietjie meer vrygewig wees. Dalk moet jy 'n geheime sonde oorgee en sê, Here, ek is jammer. Vat daai stap van sekerheid vanoggend, daai stap van dapperheid. Dalk moet jy so 'n bietjie luister na die roepstem van die Here. Dalk moet jy God vertrou in 'n moeilike tyd wanneer jy op hierdie oomblik gaan. Net jy sal weet. So ek wil jou vra vanoggend, wat 'n stap van geloof vra God wat jy moet neem vandag? Kom ons bid saam. Maak die oop toe. Ek wil jou vra net daar waar jy sit vandag. Jy weet alleen waardeur jy gaan. Jy weet wat is die probleem in jou lewe. Jy weet waardeur jy moet kom. Nou wil ek jou vra, wil jy nie daai stap van geloof maak en sê, Here, help my. Wys vir my die rigting, Here. Ek wil die stem hoor, Here. Ek wil weet, U is met my. U maak 'n pad vir my. U maak 'n weg vir my, Here. Dan vra ek vir jou, wil jy nie saam met my staan nie? Wil jy nie staan en sê, Here, ek vat vanoggend hierdie stap van gehoorsaamheid. Ek staan op voor U, want ek weet, Here, U maak 'n weg vir my. Prys die naam van die Here. Staan saam met my. Staan ek alleen vanoggend? Is ek alleen wat die pad van sekerheid stap in die Here vir ons vra? Dankie, Here, vir vanoggend. Dat ons net weer U woord kan gebruik om ons harte sterk te maak. Dat ons net weer eens die woord kan gebruik om ons geloof te laat groei, om ons geloof sterk te maak, om geloof te laat werk in ons lewe, Here. Dankie dat ons vanmôre kan sê ons oog is op U gefestig en nie op ons probleme nie. Ons oog is op U gehou en nie op die dinge om ons nie. Want U is die een wat saak maak. Prys die wonderlike naam vanoggend, Here. En as iemand is vanoggend wat voor probleme staan, wil my gebed wees, Here, laat hulle geloof in U stel, sodat U vir hulle die pad kan voorberei. Dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons gee al die lof en eer. Amen.